Vandag se top stories. Vordering in die Bella Bella ondersoek. Hoe voel 'n weerligstraal deur jou lyf en hoe om dit te vermy? Wen die Kreur nou die oorlog teen stroopers? En spoggerige viertrek veldryers stof mededingers uit by motor van die jaar. Goeiemiddag, ek's Elma Smit. Die soeke na die verdagtes verantwoordelik vir die aanval in Bella Bella waarin Monique de Sousa beseer is en haar verloofde vermoor is, duur voort. Polisiewoordvoerder kolonel Ronel Otto sluit by ons aan. Kolonel, hoe vorder die ondersoek? Die selfoon wat geneem is van die vrou tydens die aanval is in die besit van 'n persoon gekry. So ons is tans besig om aan te kla vir die besit van gesteelde goedere, maar hy kan op hierdie stadium nie met die moord self verbind word nie, maar inligting wat ons wel kry sal opgevolg word. Op hierdie stadium die verdagtes is onbekend, of nie bekend gewees aan die egpaar wat aangeval is nie, en daar is op hierdie stadium nog nie identiteit saamgestel van hulle nie. Daar is reeds 1 of 2 verdagtes ingeneem vir ondervraging, waar ons leidrade gevind het wat besig is om opgevolg te word. So dit ervare span speurders wat op die spoor van die verdagtes is, maar nog geen formele arrestasies is gemaak nie. Weerlig het die afgelope 2 dae die lewens van 7 mense geëis. 6 bouwerkers wat skuilings gesoek het van 'n storm in die Vrystaat en 'n 17-jarige op 'n hokkieveld in Witbank. Ongeveer 260 mense sterf jaarliks in Suid-Afrika so. Dis in 2013 berig op grond van sensusdata. Maar hoe voel dit om deur weerlig raakgeslaan te word? Karike Visagie van Bloemfontein het byna presies 'n jaar gelede in 'n tent skuilings gesoek in 'n storm toe die tent deur weerlig raakgeslaan is. Sy het oorleef, maar het brandwonde op 20% van haar liggaam opgedoen. Elsje Waldeck het by haar gaan inloer in Bloemfontein. Ek is baie bang vir weer nou. Ek is bang om, al is dit begin net hard reën, dan wil ek glad nie uit die huis uit of as ek by werk is uit die kantoor uitgaan nie of so iets. So, ons het 'n kenner gevra, wat is die kanse dat dit met jou ook kan gebeur en hoe beveilig jy jouself? You don't have to be underneath a thundercloud to be struck by lightning. Lightning creates it's called a leader mechanism. Lightning creates its own path and it can move literally tens of kilometers along horizontally as well as down from the cloud to the ground. You are at risk even within 10 kilometers of a thunderstorm. So if you see the lightning strike and you count 3 seconds until you hear the thunder, then you know that the lightning strike was approximately a kilometer away. So what you need to appreciate is if you see the lightning strike and you count to 30 seconds before you hear the thunder, that lightning strike was 10 kilometers away and you're at great risk. So get inside or get inside a motorcar. Dit dan professor Ian Jandrell van die Universiteit van die Witwatersrand. Wen bewaarders die oorlog teen renosterstropers in die Kreur Wildtuin. In die afgelope boekjaar was 61% van vervolgings teen verdagtes wat weens stropery in hegtenis geneem is, suksesvol. Tog word daar elke jaar meer renosters doodgemaak en gestroop. Leanne George doen verslag oor stroperstaktiek en ontmoet 'n bewaarder en sy 4-voetige vernoot. Klaarblyklik is syndikaate wat agter 'n renosterstropery sit altyd een voor. Ons is in die Kreur Wildtuin, waar die weermag, polisie en veldwagters vir ons demonstreer hoe hulle te werk gaan om stropers vas te trek. Hoewel minder stropers oor die oostelike grens van die Wildtuin by Mosambiek kom, het syndikaate begin om nedersettings en plakkerskampe by die westelike grens van die park in Suid-Afrika te infiltreer en verkry nou so toegang tot die Wildtuin. Hoe gereeld is julle twee in die bos en vir hoe lank per slag? Of is dit maar wanneer dit nodig is? Nee, ons is min of meer elke dag in die bos, maar dit hang maar af van wat in die area gebeur. As dit stil is die oggend, dan doen ons maar patrollies soek vir spore en kyk vir waar daar ankersies plaasvind deur die aand. Ek is Leanne George in Skukuza vir Netwerk 24. In 'n eerste vir viertrek rygoed met veldry vermoë is die Porsche Macan S diesel Woensdag aand in Johannesburg as Suid-Afrika se motor van die jaar aangewys. Netwerk 24 berig ook dat Porsche so die eerste vervaardiger geword het wat die titel 3 keer op 'n ry kon wen. Maar het die man op straat hierdie oorwinning sien kom? I think it's Nissan. It's Nissan, the big one. Geen idee nie. Audi, Renault, Ford, I don't know. Ek dink dit is die Toyota. Hyundai or Fiat maybe. I've got no idea. Is it Kia of Hyundai? Ek het nie 'n idee nie. Ek het op die borde gesien maar nee. Tweet ons met die uitsmerk top stories by Netwerk 24 of e-pos nuus by netwerk24.com.